Om te wees? Wie se eerste mannekamp is hierdie? Eerste en ooit? Boys. Wie van julle is gesleep hiernatoe? Dankie dat julle eerlik is. Wie van julle het gesê ek gaan want ek het 'n breek van my vrou af nodig? By die een ou sê hy gaan net vir 'n naweek na sy skoonma toe en voel dit of hy vir 2 weke op vakansie was. Ek wil hê julle moet weet vanaand in hierdie plek, ek is 'n ernstige ou, ek is lief vir Jesus, ek is ernstig oor die woord. Ek vat dit nie as 'n opinie nie, dis nie 'n goeie storie nie. God het 'n plan met jou lewe. Die woord is skerper as enige tweesnydende swaard, dis lewendig, dis aktief en is gereed om jou lewe te verander. Sou jy dit kan glo. Maar ek is ook lief vir grappies. Ek like grappies. Toe ek die eerste keer Oekraïne toe gaan ek saam met 'n profeet. Weet jy wie van julle het al ooit 'n regte profeet ontmoet nie? As jy een ontmoet het, hulle is introverte. Dis asof hulle uit 'n grot uit klim. Vir almal sê wat die Here sê. Die vrees van God kom op jou, gee lewe vir Jesus. Hy pak jou lewe uit, maar as hy klaar is, dan wil hy terug na sy grot toe gaan om tyd met Jesus te spandeer. So een van my pelle is 'n profeet. Hy vat my saam met hom Oekraïne toe en eendag sit ons op die trein. Nou is ek 6 maande weergebore. Ken Jesus net vir 6 maande. Ek weet nie veel nie. Ek het die heel eerste keer die boek van Matteus in die Gospels Nuwe Testament gelees 6 maande nadat ek my lewe vir Jesus gegee, maar ek is in die Oekraïne, ons lees dit op die pad. Dis lekker. Sit ons op 'n trein eendag en ek like die ou se been trek man, ou Renier se been, want hy's baie ernstig oor die lewe. En is asof hy my nie snap nog steeds na so lank, verstaan hy nie, ek's besig om sy been te trek, want hy verstaan, ek wil ook net alles wat asemhaal, wil ek na Jesus toe lei. As daai ding asemhaal, wil ek kom na die Here toe lei. Die Bybel sê alles wat asemhaal, prys God. So, as daai ding asemhaal, dan wil ek kom na die Here toe lei. In die aande dan hoor jy jou stap, die voeltjies maak so in die skemer in die bome bymekaar, dan hoor jy jou chirp, hulle gaan al te keer. En as daar ergens iemand wat kla oor is koud, maar ons 'n boom vol voeltjies wat God prys. Terwyl dit donker raak, nie in sy huis nie. Nou 'n dag sit ek in daai trein en ek sien ons 'n wag wat in die trein staan, soos 'n security guard. Man is gesoet en getaai, maar hulle is ernstig. Ek weet nie wie van julle was al in die Oekraïne gewees nie. Daai ouens is ernstig. As hulle na jou kyk, dan weet jy hierdie manne gaan nie met jou speel as hulle agterkom waarmee ons besig is hierso nie. Maar net agter hom is 'n oop stoel en ek sê vir Renier, hoorie, wat dink jy gaan daai ou maak as ek nou my rugsak na hom toe vat en dan sê ek vir hom ek het 'n bom in die rugsak. Renier praat so stadig, hy sê vir my Pietjies, my naam is Picard vir julle wat nie weet nie. Hy sê vir my Pietjies, hulle gaan ons toesluit. Ek sê, maar dink net hoe lekker is dit dan kan ons almal in die tronk na Jesus toe lei. Hy sê, Pietjies, asseblief, jy gaan groot moeilikheid maak. Ek sê, nee man, kom ons kyk wat gebeur. En ek vat my tas en ek loop na die auto en ek gaan sit op die oop stoel agter die ou en ek wys vir 'n hiershop, maar hy is so bleek in sy gesig. Ek klaas met hom, hy gryp my so, hy sê, jy's 'n regte plaatjie. Ek sê, wat 'n plaatjie? Hy sê, ou wat grappies maak die hele tyd. Ek sê, ja. So ek wil jou toestemming gee vanaand as ek 'n grappie maak en jy voel, want ek kan partykeer grappies maak en ek doen hulle want ek wil waarheid bring tot jou hart. En baie keer onthou iemand 'n regte waarheid wanneer hy dit in 'n grappie gehoor het. Wanneer iets jou hart happy maak. Die Bybel sê nie, in Jeremia 8 vers 10, sê hy in Engels, the joy of the Lord is my strength. Die vreugde van die Here is jou krag. Hy sê Jesus het meer vreugde gehad as enige iemand rondom hom. Hy's gesalf uit die beker van vreugde. Die Bybel sê in Psalm 16 vers 11, aan die regterhand van God sit die volheid van vreugde. Okay, wie is aan die regterhand van God? Okay, hy is die volheid van vreugde. Wie is aan die regterhand van Jesus? Ek en jy. Hy sê, we've been seated with Christ in heavenly places. So as ons aan sy regterhand sit, dan kan ons in die volheid van vreugde stap. The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Dis vreugde. Spreuke 17 vers 22 sê, dat lag genesing bring. In jou liggaam, jou siel en jou gees. Lag. Nee, ons kan nie lag nie. Ons is te ernstig. Dis hoe die mense groot gemaak, mag jy lag. Jy in die kerk is, dan sit jy stil. Daai nagmaalbordjie verbykom, jy kan nie wag om 'n broodjie te kry, so honger, jy het niks by die huis gekry. Dan bly stil, sit stil. Jy vat nie aan die goed. Dis hoe jy groot gemaak is. Terwyl Jesus sê,
bring die kinders, min hulle hinder nie, bring hulle na my toe. Ek gaan hulle seën. Ons kan na hom toe kom, as seun wat na pa toe gaan. En hy's 'n vreugdevolle pa, want hy sê, die koninkryk van God is regverdigheid, is vrede en vreugde. Geregtigheid, vrede en vreugde is die koninkryk van God. Dit bestaan uit dit uit. Dan kan ek en jy nie sê, nee, ons het vrede, nee, ons is regverdig, maar ons kan net nie vreugde hê nie. Ons kan nie lag nie. Jy geweet, nee, kom ek lees, wie van julle het julle Bybels by julle? Blaai gou vir my daar in jou Bybel, ek wil jy moet dit in jou Bybel sien, want anders dink jy ek lieg vir jou. Gaan gou vir my daar na Job toe. Wie van julle het al Job gelees? Wie's van julle hier binne wat sê, ek voel soos Job hier waar ek sit? Wie van julle het al Job gelees? Weet julle, Job het deur 'n moeilike tyd gegaan. Weet julle, Job het sy kinders, sy plaas, sy geld, alles op een slag verloor. Sit hy op die asjoop, sê sy vrou vir hom, kan jy net God vervloek en vrek nie? Sê nee, ek staan op hierdie woord. Kom sy vriende daar om jammer te kry, toe bid hy vir hulle. Het julle daai stuk al gelees? Maar check gou Job 5 vers 22. Sorry julle ouens met die harde boeke, ek like it. Ja. Job 5:22 sê hy, jy sal lag tydens vernietiging en hongersnood. Hoor wat sê hy, jy sal lag tydens vernietiging en hongersnood. En die wilde diere van die veld sal jy nie skrikkie. Het jy al jou yskas oopgemaak as jy kos en jy begin lag jy? Het jy al jou bankrekening oopgemaak? En daar's niks op en jy lag jy. Nee, chom, as ek my rekening oopgemaak, niks van dit's 'n grappie. Dit is God sê 'n grap. In die gesig van hongersnood, lag jy. Jy kan vreugde ervaar. Hoekom mag jy vreugde ervaar? Want die Here het gesê hy sal na jou kyk. Het God nie gesê dat die voeltjies daar buite, sorry, ek gaan my stem weg, ek moes nou amen 3 keer skree buitekant. Die voeltjies daar buite maak nie 'n skure by mekaar nie. Die lelies van die veld klee nie hulle self nie. Dan sê hy, jy moet nie vra, wat sal jy eet, wat sal jy drink, wat se klere sal jy aantrek, en dan gaan hy om te sê, gaan lees dit Matteus 6, dan sê hy daarso, want die goddeloses vra vir al hierdie goeders. Goddelose ouens vra, ja, wat eet ons? Wat drink ons? Ek weet baie van ons as ons opstaan, wat eet ons vir breakfast? Klaar breakfast eet, wat eet ons vir middagete? Middagete skorrelgoed was er gepak is, wat eet ons vanaand? Nee, God sê goddelose mense vra vir al daai goed. Jy soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan voeg God al hierdie goeders by. Dis hoekom wanneer jy jou rekening oopmaak en dit lyk beroerd, dan lag jy. Ek kan vrede en vreugde in die koninkryk van God hê. Weet jy hoeveel huise, as jy by die huis aankom, pa by die huis aankom, dan spartel die kinders, vrou almal, want pa's hier, so kry hy gaals reg, as pa instap, as die kat is die moeilikheid hier. Die kinders is in vrees as pa by die huis kom. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Dis veronderstel om so, dat die kind kan nie wag dat pa huis toe kom nie. Jy moet eendag, weet jy, iemand sê eendag vir my, jou kind moet eendag in die hemel kom, en as hulle Jesus ontmoet, moet hulle sê, joe, Jesus, jy is nes my papa gewees. Hulle moet nie nou kom en sê, pa, jy is nes Jesus nie, hulle moet sê, Jesus, jy is, want julle twee lyk dieselfde. Hulle maak nie Jesus minder nie, hulle maak Jesus in hulle pa groot. So, Jesus, jy is nes my papa, jy het laat dink my in my papa. Dat die teenoor, ek weet, is my eerste kind nou, dogtertjie, nee? Ons is so dankbaar, ek is so excited vir dit, massive wonderwerk, ons is dankbaar vir die Here, ek weet nie hoe ek moet voel nie, ek is oorweldig met klomp verskillende emosies, as ek lang genoeg dink, begin huil ek, en ek weet nie wat weet ek nou van kinders grootmaak, ek weet ek gaan min slaap, ek freaking tel gewig op, wat ek nie weet waar het vandaan kom, ewe skielik nie, so ek moet reg eet, genoeg oefen. My een pel sê sy vrou het 7,5 opgetel, hy het 15 opgetel, hy weet nie hoekom. Sê ek nee, is nie ekkie. Maar dan dink ek gaan 'n klein dogtertjie daar in die huis hê. En ek sê vir my vrou die dag toe uit, want toe sê ek kan nie wag om die pa vir daai kind te wees, vir die man wat ek wil hê, sy mee moet trou eendag. Ek wil so 'n pa wees, dat as sy 'n man ontmoet, wat anders lyk as ek, moet sy sê, ek kan nie met jou trou nie, maar jy is nie soos my pa nie.
Ek wil hê, sy moet vir haar boyfriend eendag vra, kan jy in tale praat? Nee, ek kan nie met jou date nie. Kan jy bid? Ja, bid vir ons. Seëge Vader, ons eet, nimmer vergeet, ons wil, amen. Dis mos hoe die ouens bid. Daai rympie. Weet Markus 7 vers 13 sê godsdienst en tradisie los die woord van God kragteloos in jou lewe. Godsdienst en tradisie is wanneer jy goed doen wat jy gesien het, iemand anders doen het, doen jy dit ook. En dit los die woord van God kragteloos, want jy glo dit nie. Jy doen dit maar net jy dit gesien. Met my pa, selfe trick. Seëge Vader, ons eet, nou jy vergeet nie ons wil, amen. Soos right dad, bid jy vir ons. Nie seëge Vader, ons eet, nou jy vergeet nie ons wil, amen. Here, en gaan met die kinders en met ons, dan begin hy praat en ewe skielik, vandat hy vir seëge Vader laat ons eet, nimmer jy vergeet, afgesluit het en hy begin praat, iets wat uit sy hart uitkom, loop die trane oor sy wange. Hoekom? Dit is lewendig. Dit kom van die hart af. Dit is absoluut lewendig. Dis hoekom godsdienst en tradisie kragteloos is, want dit doen net wat hulle gesien het ander mense doen jare. Dis hoekom godsdienst en tradisie kragteloos is, want daar's 'n klomp reëls en rituele in plek ingesit om jou te beheer, wanneer hy sê waar die gees van God is, daar is vryheid. Nee, ek gaan na my kerk toe. Weet, dan vra ek vir ouens, kan ek vir jou bid? Nee, ek gaan kerk toe. Ek het nooit gevra of jy kerk toe gaan, ek vra, kan ek vir jou bid? Nee, ek gaan net laat my. Ek sê, ouens, ek kom in die kerk, ek het nie groot geraak in die kerkie. Ek is lief vir Jesus, nou, ek het nie groot geraak in die kerkie, my lewe was 'n gemors, wat my toegesluit het vir 9 jaar, want ek verkoop dwelms. Toe is daar genade op my lewe, kom ek uit dit uit. Ek het 'n girl gedate vir 5 jaar. Los sy my vir iemand anders, gaan ek in 'n diep depressie in. My lewe is gemors, tot ek 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Nou kom ek hier, wille wragtig uit Appington uit. Almal kyk na my en dink vir hulle self, hierdie ou, gaan dit nie maak nie. 2 weke, dan party hy weer. Dis nou 10 jaar later, ek raak net erger. Hulle kyk, daar weet ek kom stap 'n vrou eendag in die mall, by die mall in Appington na my toe. Sy kom na my toe, huil sy, ek weet nie eens wie dit is nie. Sy huil, ek is jammer, ek vra waarvoor is jy jammer? Sy sê, ek hou jou al vir 3 jaar dop, en ek gedink is fake, maar is reël, kan jy my vergewe? Sy sê, natuurlijk, gee my 'n druk, ek weet nie eens wie dit, ek weet nie eens vandag wie dit is nie. Geef vir al lekker druk, al loop ek aan, en dink ek, maar die mense hou my fyn dop, jong. Maar hier is die realiteit, mense hou jou dop. Ja, daai man was laas naak by 'n mannekamp, kyk nou weer, effens, flip en zip, en hy weer die mense. Lekker lag hulle. So in die stilte. Mense hou jou lewe dop, jy is die enigste Bybel wat baie ons lees. Paulus skryf het, you are epistles, read and known by all men. Mense hou jou lewe dop, dan kyk hulle. Nou ek like het, as ek verbykom, ek trap op jou toon, en trek het jou voet so in. Want ek gaan dit doen, ek trap heel moontlik op ouens se tone. Hoekom my hart is om te kan sien dat jy wen, en dat jy kan groei, en verander, en meer soos Jesus lyk. Dat jy help nie, ons wil een gedeelte hê, sê ja, loof die Here, prys die Here, maar hierdie kant, lyk ons lewe, asof ons die duiwel volg nie. Jy kan nie jy is nie 'n dubbel agent nie. Die wêreld kyk na jou. En as jy die enigste voorbeeld is van Jesus wat hulle het, wat het Jesus leer ken hulle? En as almal wat sê, hulle is 'n Christen, presies doen wat jy doen, sal die wêreld 'n beter plek wees. Wat se lewe is lewendig in jou lewe? Met my ouers, my ma's 'n nurse. So, al breinwerk en doktersgoed. Nou kom ek tot bekering, hier 2015, kom uit die kerk uit, die Vrydag aand syp ek, saam met al die pelle, Saterdag probeer ek 3 keer selfmoord pleeg, Sondag toe jaag ek na die eerste kerk wat ek kon kry. Die ouens by die deur, wat so excited is om my te sien, is die ouens wat saam met my gesyp het Vrydag aand. Ek nie eens weet hulle werk by die kerkie. Ek is geskok, wat weet ek nou van kerk af, maar hierdie lykie reggie. Ek is net te bly ek's hierso, ek soek 'n plekkie vir my in die donker. Toe die pastoor vra, wil jy lewe, wie wil hulle lewe vir Jesus gee? Toe hardloop ek van agter af heel vorentoe en ek sien enigste ou daar voor. Steek my hande in die lug op, Here, hier sê ek, vat dit. Hy sê bid die gebed, ek het net gesê kan ons vat, laat hy ons vat.
Toe ek uit die kerk uitstap en ek klim in my bakkie, toe start ek nie my bakkie nie. Toe maak ek my foon oop en die eerste ding wat ek doen is, ek sit op Facebook. Ek het nou net my lewe vir Jesus gegee. Niks sal weer dieselfde wees. Nee? Weet jy dat dit skriftuurlik is? Handelinge 1 vers 8 sê, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal jy krag ontvang. Hoekom? Sodat jy getuienis kan wees van Jesus in Jerusalem, Judea, Samaria, tot die eindhoeke van die aarde. Weet julle, Groblersdal is die eindhoeke van die aarde vir iemand anders. Ek van Joburg af, dit is ver. Jesus sê, jy ontvang die Heilige Gees en krag om wat te doen? Om 'n getuienis te raak. Nee, dis sodat ek lekker hoendervleis kan kry soos worship. Nee, dis die krag van God in jou. Hoekom het jy die Heilige Gees in jou lewe onheilig? Hoe werk dit? As Jesus sy huis in jou kom maak, en hy sien alles wat oor hierdie skerm gaan, waarna kyk jy? Ek sê eers met my hand op sê, wat sê Tommy, ek weet hoe dit lyk om 24 jaar verslaafd aan pornografie te wees. Weet jy dat statistiek sê, 70% van kerkleiers kyk weekliks pornografie. Die 350 mense in hierdie kamer sit, kyk 245 van die mans in hierdie kamer vanaand, 1 keer 'n week pornografie. En elke keer wanneer jy kyk, dan vind jy hulle om nog 'n dogter en 'n kind en 'n vrou te steel. In Amerika steel hulle 2 miljoen vrouens se kinders 'n jaar. En as jy jou foon opmaak en kyk, dan vind jy hulle. Weet jy hoe ernstig is dit? En daai is so 'n dingetjie waar die vyand inkom, want dit is maklik. Jy het mos hierdie ding. Jy hoef nie meer na die truckstop toe te gaan en vir jou hustler te kry vir R70, dan kry jy dalk 'n DVD by met jou om deel met jou pelle nie. Kan ons ernstig praat hierso of is ons, wat doen ons hier? Ek wil net seker maak ons kan soos mans met mekaar chat. Anders kom ek hier en wees 'n motiverende spreker en gaan huis toe en dan sê die ouens nee, daai ou ek wil hê julle moet verstaan, ek gee nie eintlik regtig om dat mense van my dink ek het my lewe vir Jesus gegee. Jesus sê, hy het nie eens 'n reputasie gehad om op te pas nie. Hoekom sal ek nou hier op 'n sukkel met een? Dis as gevolg van vrees van mense dat ouens se monde stil is oor die gospel. Is te bang om te praat, want net toe sê iemand iets. Ek meen, Jesus sê, nadat hy vir die ouens preek, as julle nie my vlees en my bloed drink, jy kan nie deel en loop 5000 ouens uit sy diens uit. Bly hy 12 oor. Nou die dag toe loop daar 3 uit my diens uit, toe dink ek so min. Jesus, ek voel geëerd dat 3 loop, maar dit voel asof hulle net 'n bietjie kielie man. Kan hulle nie almal loop nie. Dan weet ek ten minste ek het die gospel gepreek. Jy moet verstaan, wanneer ek gaan lekker statsie inbring. Ek sien hier's 'n paar jong manne hierso. Jy weet, die jongste syfer, gemiddelde ouderdom van mans wat blootgestel word aan pornografie is 7 jaar oud. Dis die jongste. Nee? So ek deel 'n bietjie statistiek met julle. Ek wil net vir jou 'n crazy statistiek gee as jy dalk sê, "Jesus, maar ek is sukkel met hierdie porn ding," want ek weet hier's ouens hier binne wat met sukkel. Net dat jy kan verstaan wat in jou brein gebeur. So jy het 'n frontal cortex wat hierso sit, okay? Hierdie dingetjie, elke keer as jy kyk, raak kleiner. Hierdie is die ding met jou slim hou. So jy raak dommer. Hy begin vat elke rasionele denk wat jy al ooit gedink het, weg. Nou begin jy emosioneel dink. Okay? Ouens wat tik gebruik en ouens wat porn kyk, gebruik presies dieselfde drug in statistiek van wat hierbo gebeur. So kom ouens wat tik gebruik, sal vir jou in jou gesig kyk, vir jou lieg en dan jou foon steel en dan tik gaan koop en dan die gedink is 'n oulike ou, want hy dink nie meer rasioneel nie. Okay? Dis wat met jou gebeur wanneer jy porn kyk. Kyk jou vrou in die oë en lieg vir haar. Sê vir haar is lief vir haar, maar jy vernekel. En dan dink jy dit maak niemand seer nie. Jy geweet dat as in enige vorm van verslawing is, of dit nou sigarette, drank, kos, pornografie, suiker, wat ook al dit is, het jy 'n negatiewe effek op 'n gemiddeld van 66 mense rondom jou, sonder dat jy dit weet. Wat as jy nie moet daai goed sukkel nie, en jy volg eintlik Jesus, wat 'n positiewe effek sal jy hê op 'n gemiddeld van 66 mense dan? Jy geweet dat wanneer jy en jou vrou vry, gebruik daai woord,
dan so elkeen het 'n dopamine level, wat hulle noem 'n baseline, dan spike jou dopamine 200% en dan 15 minute later dan slaan hy weer baseline. Dis hoekom jy kan jou vrou vry. Almal is lekker happy vir die res van die dag. Jy is dalk nie want sy het jou 4 dae laas gevry, maar jy is hierso, ek is dankbaar. Almal is happy vir die res van die dag en jy gaan aan. Wanneer jy pornografie kyk, spike jy dopamine level met 250%. Bly daar vir 6 ure, dan begin drop hy na baseline toe. En as hy by baseline kom, dan gaan hy onder dit in. En dan voel jy so poef soos wat jy voel. En dan weet jy wat jy gedoen? Elke besluit wat jy maak, bou 'n nuwe neurobaan in jou brein. En jou neurobaan sê, om hier uit te kom, hier gaan jy dit kry. Dan vat jy jou terug hiernatoe en nou sien 'n siklus. Die hele tyd. So kom jy sê, nee man, ek hou net uit vir 3 maande, maar dan glip ek. Okay. Weet jy hoekom? Want jy het nou net onder baseline gegaan, dan kon jy dit uitgehou het vir lank genoeg, toe soek jou liggaam dopamine, toe gaan jy terug. Almal in hierdie kamer maak 'n gemiddeld van 35,000 keuses 'n dag. Elke keuse wat jy maak, bou 'n nuwe neurobaan. Neurobaan is soos elektrisiteit, hy vat die vinnigste pad. So elke keuse wat jy teen dit maak, bou jy 'n nuwe neurobaan. So oor tyd van al jou nees vir dit wat nie God is nie, en al jou ja's vir wat hy is, begin jy in 'n leefstyl leef wat Jesus verheerlik en nie jouself nie. Want jy het 'n nuwe neurobaan gebou. Weet jy hoekom weet ek, is hierdie biblical? Romeine 12 vers 2 sê, dat jy transformeer deur die hernuwing van jou gedagtes. Gaan lees dit. Jou transformasie begin wanneer jou gedagtepatrone verander. Soos 'n man dink in sy hart, so is hy. Gedagtepatrone verander. Solank jou gedagtepatrone verander in Jesus se rigting, sy pad kies. Jy draai daai bandjie, what would Jesus do? Vra hom, Here, ek wil nou 'n bietjie porn kyk, wat dink jy hiervan? Dan sê die Here vir jou, jy kan net kyk, Here, kyk, ek is jammer, ek skuif uit. Jy kan hom vra, want dis so 'n verhouding met God lyk. Wat dink jy as jy die deur toe maak, bly Jesus buitekant? Wag tot jy uitkom. Nee, hy gaan saam in. Johannes 10 vers 27, dan sê Jesus, my skape ken my stem, en hulle volg nie die vreemdeling se stem nie. Hoe ken ons God se stem? Deur die woord van God in ons in te kry. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in jou woon. Wanneer die woord van God ryklik in jou woon, gaan jy ryklik in oorwinning stap. Hoe weet ek dit? Want toe Jesus deur die temptations gaan het, wat het hy gesê? Daar staan geskryf. Temptation, Here, daar staan geskryf. En elke keer wanneer jy nee sê, gee die duiwel 'n vuishou. Wat so Satan. En ons 'n plek wat jy in God moet begin groei, en stap in, en in geloof begin beweeg, wat Jesus werklik jou alles is. Dat wanneer jy van hierdie mannekamp afkom, en jou vrou is excited om jou te sien, want ten minste gaan sy vir 3 dae nou weer 'n lekker man hê, maar donderdag swaai dit dalk weer. Want Vrydags naweek, en dan kyk is rugby, en dan is die pelle weer, en dan sit die werk. Dat jy so kan wees, dat volgende week donderdag, sy wag vir die terugswaai, dan is jy nog net wie jy is toe jy terug. Die week daarna, jy's net nog meer liefdevol. Die week daarna, sê jou vrou, wat het met jou gebeur? Hoekom is jy so, wat is anders? Weet jy hoeveel vrouens bid, 10 jaar vir hulle man, dan kom hulle radikaal tot bekering, weet jy wat om te maak met daai man nie? Dan bel hulle my, hoor jy my man, maar ek weet hoe verdreel is hy hoor. Dan sê ek, nee, stoets hom aan sy vrug, gee hom kans, bel my oor 'n week weer, sê die man, hy bid, hy lees woord, lê hande op ons, seën ons, salf ons, as ek gee hom kans. Weet ek het een ou, lei ons na die Here toe, ek hou event in Appington, nou gaan ek oral verkoop 'n kaartjies, en die een besigheidsbaan, ek skryf op sy kaartjie VIP ticket, maar ons het nie VIP seats gehad, ek wil hom net laat belangrik voel, nee. Skryf op sy kaartjie VIP ticket, en die aand kom hy en sy hele huisgesin. Daai kom radikaal tot bekering, hy loop met 'n salwingsolie in sy sak, oral waar hy gaan. Dan as hy iemand ontmoet, dan sê, gee bietjie jou hand hierso. Dan gee hulle aan, dan vryf vir die olie op, as hy ryk bietjie. Dan ryk hulle, sê hulle, sjoe, dit ryk lekker. Dan sê hulle, weet jy wat is dit? Nee, dan sê hy, dis salwingsolie. Dis mirre. Dis wat Maria op Jesus uitgegooi het, ryk dit nie lekker nie? Ja, so meneer, is mooi. Ja, weet jy dat Jesus lief vir jou is?
Ja, so loop en bedien hy oral. Hy het nou sy eie mannegroep in die dorp. Hy lei die ouens na bekering, dan bel hy my en sê vir my, Piekie, ek weet nie wat om te maak, is 'n duiwel hier gekom. Want dryf is gou 'n duiwel aan ou se huis uit, lei die hele huis na bekering. Selfe aand, 12 uur, 11 uur, druk ons hulle in die water, doop ons die mense, dan gat ons aan. Ja, ons die oggend vir hom doop, sê hy vir sy dogters, pappa gaan nou in die water klim, dan gaan hulle my gou doop, as ek uitklim met julle 'n nuwe pappa. Toe begin hy hulle, sê, ons soek nie 'n nuwe pappa nie. Sê, nee, dis nie wat hy bedoel nie. Maar daai ou, nee, hy loop daar met sy kortbroek en sy ou baadjie en sy velletjie in die dorp en loop en hy's 'n boer. Loop en salf almal. Hy lei hulle na bekering toe. Dan bel hy my en dan het hy stories op stories. So hy het niks ou stories nie. Dis nuwe stories. Jy kan hom elke maandag bel dat hy vir jou nuwe stories. Hy's 'n pa van 3, hy's 'n besigheidsman, almal in die dorp ken hom. Hy was die bouncer op die dorp toe Appington nog stofstrate gehad het. Toe is hy al daar. Hy het 'n rowwe lewe gehad. Jesus kom in sy lewe en hy gryp dit met alles aan. Hy kyk nie terug nie, hy sê ja vir Jesus, begin dinge verander. Dit kan met jou gebeur. Maar jy moet dit kies. Hy sê lewe en dood, sê die woord, sit ek voor jou. Kies jy vandag. Lewe en dood sê en vloek en seën. Kies jy wat jy vandag gaan vat. Kies lewe, dat jy geseënd kan wees. Jy het gesien wat gebeur met jou vrou. As jy jou voor sy by die huis opstap, sê vir Bokkie, kom gou hier. Nog goed toe jou oogies. Vader, ek dankie vir my vrou. Sy is die lekkerste speelding wat U my ooit gegee het. Here, ek prys U vir haar lewe. Mag sy vandag 'n wonderlike dag hê. Ek seën haar vandag met goddelike wysheid. Ek seën haar met goddelike oproepe. Ek seën haar met goddelike eposse. Ek seën haar met goddelike vriendskappe. Ek seën haar met die woord. Ek seën haar met die seën van die Here. Want Spreuke 10:22 sê die seën van die Here maak jou ryk. Moeitevol haar arbeid voeg niks by nie. Ek bless haar vandag met die beste dag van haar lewe. Vader, ek dankie vir die vrou se hande. Ek seën dit. Dankie dat dit sulke lekker kos maak. Dankie vir die hardwerkende vrou. Ek vra U, verfris en versterk haar. Gee haar krag vir hierdie dag. Weet jy wat gebeur met jou vrou? Sy voel, sy het 'n man in die huis wat na God toe gaan vir haar lewe. Want ek en jy, ons is mans. Gee ons kos en vry ons en ons is happy. Jy weet te vra hoe die dag was nie. Hoe was die dag? Nee, was okay, great. Dis hoekom as jy jou vrou vra hoe was jou dag en sy sê okay, dan sê jy is great. Wanneer sy eintlik bedoel dit was sleg. Ons weet nie lekker altyd hoe die emosionele goed werk nie. Ek het geleer vrouens is emosionele wesens. Dis hoekom sy jou wil vertel hoe lekker haar dag was terwyl jy haar vry. Sy wil met jou chat. Want sy het 'n hart wat geken wil wees. Sy het 'n hart wat gehoor wil wees. En jou kinders is dieselfde. Hulle kyk na jou. Dis hoekom jy, wanneer hulle aanjaag, sê jy, moenie doen wat ek doen nie. Doen wat ek vir jou sê. Kinders doen nie wat jy vir hulle sê nie. Hulle doen wat jy doen. Jy is hulle lewende voorbeeld. Nou sê Efesiërs 5, vers 1, sê wees 'n navolger van God, soos 'n geliefde kind. In vers 2, en wandel in liefde. Wees 'n naaper. Ek en jy moet na God kyk en sien wat hy doen en doen wat hy doen. Ons het Jesus as 'n voorbeeld, want Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So ek kyk na die lewe van Jesus en ek doen wat Jesus gedoen het, dan doen ek wat die Vader gedoen het. Dan kan ek daai lewe demonstreer vir almal om my. Dan kan mense se lewens begin verander. Want ek is nie hier op aarde vir my nie. Ek is hier vir my, ek is hier vir Jesus en ek is hier vir almal om my. Ek het God lief met my hele hart, siel, liggaam, krag, verstand en my naaste soos myself. Liefde lyk soos iets. Dit help nie, jy's by die mannekamp en jy's by die kerkraad en dan kom jy by die huis en dan gee jy 'n vrou pakkie. Want dan is jy 'n hipokrit. En jy's 'n abuser. Help jy sê slaan nie my vrou nie, maar jy praat hard met haar. Jy's ook 'n abuser. Jy noem dit emotional en verbal abuse. Help nie jy mannekamp en kerk en goeie besigheidsman almal in die dorp like jou, want jy gee geld uit. Maar as jy by die huis kom, wil die kinders niks met jou te doen hê nie. Weet jy hoeveel mense ken ek vandag wie se kinders niks met God te doen wil hê nie, as gevolg van hulle pa se voorbeeld? Want hulle weet nie om te relate met God as 'n pa nie. Dis rof, ouens. Alright, daar is my introduction. Kom ons gaan aan. Julle ouens nog alright? Alright. Markus 9.
Ek weet, hierdie is ouens wat net gekom het vir die burgers en chips vanaand, man. Markus 9 vers 23 sê, Jesus, as jy kan glo, sal enige iets vir jou moontlik wees. Jesus sê, as jy kan glo, sal enige iets vir jou moontlik wees. Nou, die woord sê dat geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. So ons moet die woord van God hoor om in geloof te kan groei. Nou, daar's twee verskillende gelowe wat jy kry. En ek praat nie van Hindoe en Christendom, ek praat van jy kry 'n geloof wat ons almal het. Die Bybel praat van we've all been given a measure of faith. Met ander woorde, jy almal het 'n measure gekry, 'n mate van geloof gekry, because we've been saved by grace through faith. So jy daai geloof nodig gehad om gered te kan raak. Maar dan kry jy 'n tweede vorm van geloof, dit noem hulle 'n gawe van geloof. Jy gaan dit in 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 kan kry. Die gawe van geloof. Ou wat in 'n gawe van geloof het, operate anders as 'n ou wat net glo. En ons almal kan daai gawe hê. Hoekom? Want die Heilige Gees gee die gawes. Hy is sy gawes. As jy in vriendskap met God is, woord sê met vandag 'n vriendskap sluit met God. So wanneer jy 'n vriendskap met God gesluit het, gee hy sy Gees vir jou en sy Gees is sy gawes. En dit kan deur jou opereer en floreer. As jy nie in geloof beweeg nie, kan jy niks beweeg nie. Dan is jy terug in godsdienst en tradisie. Jy doen ietsie, want almal doen dit, maar niks shift in jou lewe nie. Weet jy hoe weet ek dit? Die vrou met die bloedvloei. Weet jy wat gebeur? Sy druk deur die skare. Sy vat aan Jesus en die Bybel sê hy het gevoel dat krag uit hom uitgegaan het. En dan vra hy, wie het aan my gevat? En dan sê die disippels, Here, hoe meen jy, wie vat aan jou? Almal vat aan jou. Die Here wys my eendag. In die begin, Johannes 1, sê was die woord, en die woord was met God, en daai woord het vlees geraak. Jy moet verstaan, baie mense in daai oomblik het aan die woord gevat. Hulle het die Bybel oopgemaak, kom ek bring dit in ons dag in, hulle het hom oopgelaak, hulle het die dagstukkie gelees, hulle het die kerk toe gegaan, hulle het die tiendes gegooi, hulle het die liedjie gesing, hulle het die tikkie geskiet, hulle het die preekie gepreek, en hulle gaan huis toe, en niks werk in hulle lewe nie. Maar dan sal hierdie vrou, wat soos die ander, ook aan die woord vat, maar sy kom in geloof, en krag gaan uit hom uit. En die Bybel sê, toe Jesus na toe gedraai het, toe wat sê hy vir haar? Toe sê hy, vrou, jou geloof het jou vandag gesond gemaak. Geloof skuif berge. Dit is geloof wat God se hart roer. Hebreërs 11 vers 1 sê dat geloof is die vaste vertroue dat die onsienlike goed wragtig is. Vers 11 sê sonder geloof, vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy kan nie God se hart roer as daar nie geloof plaasvind nie. Nou kan jy gaan Romeine 14:23 sê hy daarso, dat as jy enigiets buitekant geloof doen, dan is jy in sonde. Weet jy hoe hektiek is dit? Dis wanneer jy net goed doen. Jy glo nie eers nie. Jy skuif maar net. Jy vat nie die woord jou en maak dit joune en laat dit lewendig deur jou raak nie. Goed in jou lewe moet skuif. Jy moet in geloof kan kom. Jy moet God kan glo. Hoe lyk dit om God te glo? Ek wil vir jou verduidelik. Petrus sit daar in die boot. Boot skud, water, storms. Jesus kom stap aan. Almal in die boot gaan te kere. Sê, dis 'n spook, dis 'n gees. Ek kan jy dink, wat se marakas moet dit wees, as jy in 'n donker is, daar's 'n storm aan die gang, ewe skielik sien jy 'n spook of 'n gees in die water op pad na jou toe kom. Petrus kyk, hy sê, Here, as dit U is, sê vir my, ek moet kom. Dan skree Jesus, sê Jesus vir hom, kom, een woord. Wat weet ons van dit af? Petrus klim uit die boot uit, hy stap op water, hy kyk rond, sien die brander sink, Jesus gryp hom. As jy die storie gaan lees, dan sê hy, toe hulle twee terug in die boot geklim het, wie's hulle twee? Jesus en Petrus, terug in die boot geklim het, toe die ander ouens in die boot by Jesus se voete neergeval en gesê, sekerlik moet U die seun van God wees. Die Here vra my eendag, dink jy hulle het Jesus aanbid, omdat Jesus op water gestap het, of omdat Petrus op water gestap het? Jy moet onthou, in daai spesifieke oomblik, wat hulle gesê het, sekerlik is die seun van God, het hulle nog nie eens geweet wie Jesus is nie. Hulle het vir mekaar gevra, wie is hierdie man, dat duiwels uitgaan? Wie is die man dat storm stil raak? Wie is hierdie man dat siekes gesond raak? Hulle vra dit vir mekaar. Eerste 2,5 jaar van Jesus se 3,5 jaar op aarde, het niemand eers geweet dat hy die seun van God is nie. Totdat Petrus die openbaring gekry het. Jesus is die seun van God. Eers daarna begin praat hy oor die kruisiging, die opstanding en die kerk.
Voor dit het hy net gewandel. Maar hulle aanbid Jesus, want Petrus stap op water. Hoekom? Want Petrus is net 'n stinkvisserman. Weet jy dat mense Jesus sal aanbid wanneer jy begin in geloof beweeg? Weet jy dat jou kinders Jesus gaan wil ken as hulle sien pa ken hom? Weet jy dat jou kollegas gaan jou bel 'n jaar 2 van nou af en sê ek het Jesus in my lewe. Daar het gister 'n pel vir my 'n boodskap gestuur op Facebook. Ek is in 2009, ek is baie jonger as julle almal hier binne. Ek is in 2009 in matriek gewees. My matriekpel wat ek in 2009 laas gesien het my gister 'n boodskap gestuur. Ek het so gesukkel om hierdie boodskap vir jou te stuur, maar ek het Jesus in my lewe nodig, kan jy my help? Want hulle kan na 'n lewe kyk wat Jesus volg. Ek is die laaste ou wat moet preek. Het ek foute? Baie. Maak ek foute? Baie. Ek kan heel dag besig hou met dit. Ek is skaam oor dit te praat nie, maar ek leer soos ek gaan. Die Bybel sê as ek sondig, nie wanneer ek sondig nie. Hy sê as jy sondig, dan staan Jesus in die hemel as 'n advokaat vir jou in. Wanneer jy sondig is iets wat jy beplan. Wanneer ons mannekamp toe gaan. Wanneer is dit? Daar's 'n datum wat vas. As ons mannekamp toe gaan nie, ons weet nie of ons gaan nie, maar as ons gaan sal ons jou laat weet. As jy sondig, sê die Bybel, is Jesus 'n advokaat in die hemel vir jou. Dis wanneer jy opgeslip en die duiwel kom en sê, kyk wat maak Picard alweer? Dan sê God, ek weet wat maak Picard, maar hierso sy prokureur, chat gou met hom. Dan kom Jesus en sê, my bloed maak alles toe. Dan die duiwel niks om op te staan nie. So ons het advokaat in die hemel, wat vir ons instaan, want die bloed van Jesus maak vir eens vir altyd alle sonde skoon. 1 Johannes 1:9 sê, as jy sonde bely, is God regverdig en getrou om jou te vergewe en skoon te was van alle ongeregtighede. Daai woordjie ongeregtighede beteken selfs die goed waarvan jy nie eens weet nie. Die bloed van Jesus was alles skoon. Net ek en jy moet in 'n plek inkom wat ons so in geloof beweeg, dat mense na jou lewe kyk en sê, ons kan sien dat God goed is vir daai ou. Weet jy hoeveel mense kom na my en sê vir my, ons wil met jou praat. Weet jy hoekom? Want jy is real en authentic en ons kan sien jy praat oor jou foute. En ons wil nie met ander ons praat wat maak of hulle als agter mekaar het nie, want ek kan dit nie bereik nie. Ek kan nie perfeksie bereik nie. Ek weet jy kan nie perfeksie bereik nie, dis hoekom Jesus gekom het. Hulle perfeksie probeer bereik deur die wet te onderhou. 613 wette en die 10 gebooie. Mis een, dan mis jy alles. Nou een keer 'n jaar het hulle 'n sondebok daar. As hulle al Israel se sonde op hierdie bok jaag hom aan die veld en maak 'n klomp offers. Hoëpriester gaan in die heilige van heiliges in, maak 'n tou in sy enkel vas, want die heiligheid van God is so groot dat hy kan doodgaan daar binne kan, dan moet hulle hom uittrek met 'n tou en 'n aanhou instuur. Kan jy dink jy moes onder daai wet gesit het en jy maak 'n fout? En dan moet jy wag vir volgende jaar. Hoop jy lewe wanneer daar weer offers gemaak word vir jou sonde. Maar onder genade kan ek en jy nou vir Jesus vir ons te vergewe, dan doen hy dit. En as ek en jy 'n lewe leef wat Jesus reël maak vir die wêreld aan buitekant, dan wil hulle hom hê. Wat was dit van Jesus dat 5000 mense hom volg vir 3 dae? Was dit net die wonders en tekens? Die Bybel sê, was nie mooi nie. Was nie 'n aantreklike ou nie. Wat was dit van hom? Dat mense hom wou ken. Want hy het nie by die hoogsgeleerdes gesit nie. Hy was nie die ou wat die famous mense gehad het rondom hom nie. Nee. Dit was die prostituut en die sondaar en die dronkaard en die dief. Dis die ouens wat by hom gesit het. Hy het by die laagste van laagstes gaan sit. By my het hy kom sit. En hy kies om homself vir my te gee. Weet hierdie week gaan koop ek gou iets by hierdie een van hierdie Indian winkels, daai gadget shops. Jy weet mos hoe lyk daai gadget shops. Hulle groet jou mos as jy verbykom, dan wil hulle vir jou gou iets aan jou verkoop, 'n selfoonskermpie of 'n cover of 'n ding, nê. Ek koop gou iets vir 'n ou en ek wil hom afstry. Ek sê vir hom, nou man, die ding is R1200. Ek sê, give me 1100. Hy sê, no, okay, make it 1150. Ek sê, you know what? Today I'll pay 1200. Hy sê, no, make it 1150. Ek sê vir hom, sir, I don't want to bargain with you. I will pay the full price for this. Hy sê vir my, you know, sir, I've had this shop for 8 years. Nobody has ever paid the full price in this shop. Ek sê vir hom, you know what? Jesus didn't bargain when it came to your life. He fully paid for it. Sê vir my dankie. Sê ek gaan die gospel met hom, vat ek my tempie, daar gat ek. Jesus het die volprys betaal.
Hy het nie gepak en, hoor hierso, nee, Dennis, jy's bietjie kwaai. Ek sien jy gaan aanjaag, gee my daar op afslaggie man. Hy het nie dit gedoen nie. Nee, Jan Hendrik, jy lyk my jy's op pad hoërskool, maar wag 'n bietjie. Hier prys is toe. Nee. Volprys. Maak nie saak wat en die volprys betaal vir jou lewe. Hoekom sal jy 'n halwe lewe vir hom teruggee? Imagine jy betaal volprys R1350 vir 'n lekker 800 Wagyu steak daar in die stad. Dan bring hulle vir jou net die bene aan met bietjie vleis op. Sê jy, "Chom, ek kan nou so duur betaal." Nee, ek weet, maar dis maar wat jy kry hierso. Dis maar hoe ons dinge doen hierso. Weet, dis maar so gemaak en gelaat staan. Nee, jy moet weergebore raak, laat die gees van God jou kan verander. Dat jy soos Jesus kan lyk. Jy is gemaak om in God se beeld geskape te wees. Soos hy te lyk, soos hy te ryk, soos hy te praat. Ek wil afsluit met hierdie. Ek was in Amerika gewees 2017. Ek sal die storie nooit vergeet nie. Is in Amerika 2017, nou wil hulle my Walmart toe vat. Nou het ek net Walmart op die TV gesien. Gehoor van dit, nou is ek baie nuuskierig, ek gaan nou maar saam. Toe is nou op pad daartoe in, op pad in, hier kom loop 'n ou met 'n trolley uit, maar hy lyk moeg, sonder die ou pak gegee, sy hare stond so, die lippe is skurf. En ek dink toe, yes, ek wil nou in Walmart ingaan, maar kry die ou te jammer, laat ek net eers vir hom 'n bietjie vertel van Jesus. En ek sê vir my, hey buddy, I just want to tell you that Jesus loves you. Toe ek het vir hom sê, toe gaan hy so, hey, what? Ek sê, just want to say that Jesus loves you. I say, yeah, Jesus, let me ask you a question. Ek sê, yeah, shoot. I say, so I want to ask you a question, right? So, God made Adam and Eve, right? Ek sê, yes. I say, well, then Adam and Eve had two sons, Cain and Abel, right? Ek sê, yes. I say, then Cain killed Abel, right? So there's only one son left. Ek sê, yes. I say, so where did all the other people come from? Did Cain sleep with his mom? Ek staan daar, ek dink, ja, maar dis 'n goeie vraag wat hierdie ou my nou vra. Want wat antwoord ek nou vir jou vir die ou, jy weet? Maar die Bybel sê, die wysheid van God is dwaasheid by mense. En as jy na Jesus se lewe kyk, hy het op goeie vrae ook goeie vrae gehad. Nie goeie antwoorde nie. Hy het 'n goeie vraag teruggevra. Dan antwoord die ouens hulle self. En ek dink toe, wag, ek gaan die ou 'n vraag vra. Ek sê vir hom, that's such a good question. I want to ask you a question. Yeah, sê ek sê, who put Adam and Eve there? Hy sê, well, God did. Ek sê, don't you think you can put other people there as well? Hy sê, yeah. Yeah man, you got me. That's a good answer. Ek dink, yes, ek is nou as ek op 'n rol. Ek het hierdie ou. Hy sê, but I have another question for you. Ek sê, ja, go for it. Hy sê vir my, nou dink ek, papi, hierdie ou gaan vandag, hy het nou in die verkeerde ou vasgeloop vandag. Hy sê, I have another question for you. Hy sê, Noah had an ark, right? Ek sê, ja, hy sê, then one pair of every animal went into that ark, right? Ek sê, yes. Hy sê, I have a question for you. If the ark was up here and Australia was down here, how did the kangaroos get into the ark? Jy weet, dit het niks eintlik met die prys van eiers uit te waai nie, of jy glo in Jesus of jy doen nie. Maar hulle soek bewyse. Ek sê, that's such a good question. I have a question for you. Hy sê, yeah, what's the question? Ek sê, do you think that because they haven't dug up any animal skeletons of a kangaroo, that it can be true that they just haven't found them yet and that God maybe have called you to go dig it up? Hy sê, man, that's a good answer. That's a good answer, man. Ek dink, yes, Chommy, jy het nou die verkeerde ou vasgeloop hier vandag. Ek's op 'n rol. Maar wie van julle weet die Bybel sê, pas op dat jy dink jy staan, en dan val jy. Nee? Everyone who exalts themselves will be humbled, sê die Bybel. And pride comes before the fall. Dis hoekom, wanneer jou vrou met jou reneer, sê net jy is jammer. Want jy redeneer terug omdat jy trots is. Ek weet ek is 'n man. Jy sê draai hier af, dan weet jy ons kan nie hier afdraai nie, ons moet aangaan. Sê jammer liefie, okay, draai af, kom in 'n doodloopstraat, smile jy net.
Laat sy ook 'n bietjie jammer sê vir 'n slag. Sê Picard, ek is so baie geduld, ek kry vir jou. Want die vrug van die Gees is geduld. Daai tyd toe sê daai ou het nog gevra vir my en ek dink, papi, ek het jou. Hy sê vir my, do you think God can get hurt by humans? Wat sal julle sê? Dink jy God kan hartseer gemaak word? Ek sê ook toe vir hom, yes, I think so. Hy sê, so if God can get hurt by a mere human being, he must not be God after all. En toe hy het vir my sê, toe raak my rug yskoud en ek besef, ek het nie gedink voor ek geantwoord het nie. Ek sê vir my, I want to tell you a story. So I dated a girl for 5 years. I loved her with all of my heart. I thought I'm going to get married to this woman. I gave everything to this woman. I had the ring ready, everything was ready. And then one night, I came to her house. We had dinner, and when I got in my car, she told me that she does not want to be in a relationship with me anymore, and she left me that very night. I thought she made a joke. I went back to my house. I texted her. I said, thank you so much for the food. Love you very much. I'll see you tomorrow. She said, we're not seeing me tomorrow because we are done. Said, I thought I lost everything. It felt like my heart was torn out of my chest and threw to the dogs. I was so hurt by this. So then I waited a week and I went back when the dust had settled. And when I got there, there was another man visiting her that night. I climbed over the wall. I went to her window. The lights were on. I heard them speaking through the window. I knocked on the window. The moment I knocked on the window, the lights went out. Nou, dit was nou voor load-shedding, so dit was hulle wat dit afgesit. And the lights went out. So I knocked, I said, guys, I heard you guys speaking in here. So either you open the door or I come in. And they didn't open the door, so I knocked the window out. The moment I pulled the curtains aside, there was a guy standing on the other side, twice my size. But I wasn't afraid because I had close quarter combat. So I called him to come outside because I was ready for this guy. But he didn't come outside. But my heart fell apart. And for 30 days after that, I tried to commit suicide. I had all kinds of thoughts of suicide because the only voice that I could hear in my ear was that the world would be a better place when you are gone. It's the only thing that I've heard. The world's a better place when you are gone. Nobody loves you, nobody cares, nobody sees you, you're not a good man. You're not going to be a good husband, you're not going to be a good father. It's the only voice that I've kept on hearing. And then I tried to commit suicide 3 times on one day. En ek vertel hom hierdie storie en hy sê vir my, man, the same thing happened to me, man. Man, I dated this girl for 3 years, man, and she left me for someone else, bro. Ek sê, man, how did that make you feel? He said, man, that really hurt, bro. Ek sê, then you must be not be a man after all. He said, why, man? I said, because how can you be a man if you got hurt by a mere woman? Did she slap you around or something? I said, no, man, but you don't understand. I gave everything to this woman and she just left. Except for my brother, that is the gospel. God gave everything. His only begotten son. He gave it to you, and you know what you did? You just threw it back into his face. You just turned your back on him. He gave everything, invested life into you. When you were an enemy of God, He proved His love towards you by dying on that cross. But Jesus didn't stay dead. He rose again. He sent a helper, the Holy Spirit, to come live inside of you, to clean you, bring your life from the inside, to revive you again, to make you whole, to heal you, body, spirit, and soul. Give you a brand new heart. I said, man, it can't be true, bro. I said, man, that's the good news. That is the Jesus that I serve. And you know what Jesus said? He said, He does not call me his servant anymore. He calls me a friend. Jesus noem my nie meer sy diensknegt nie. Hy noem my nou sy vriend. Jesus is my vriend. Hy is my ouer boetie. Hy is my God. Deur hom kan ek by my pa uitkom. So volg van die bloed is ek skoon gewas. Is ek nuut gemaak.
Selfmoord het nie meer, hou vas op my nie, hoekom nie? Want ek het besef, dat die lewe is nie 'n beter plek as ek weg is nie. Die lewe is 'n beter plek omdat ek hier is, omdat ek in hom is, omdat hy in my is, en omdat hy deur my mag vloei. Die lewe is 'n beter plek omdat ek myself gegee het, vir hierdie Jesus wat homself vir my gegee het. Hierdie Jesus het in my plek kruis toe gegaan, sodat ek 'n lewe op aarde kan hê. Kan ek wag om by hom te wees? Nee, ek wil by hom wees. Maar kan jy dink, jy eendag in die hemel kom kap jy daar by Moses aan. Jesusie Moses, hoe was dit gewees om die Rooi See op te split? Dan sê Moses, hoe was dit gewees om die Gees van God in jou te hê? Jesusie Dawid, hoe was dit om vir Goliat? Hoe was dit om die Gees van God in jou te hê? Nee, hoe was dit om vir Jesus, saam met Jesus te wandel op aarde? Hoe was dit om hom altyd by jou te hê? Hoe was dit om hom altyd by jou te hê? Hoe was dit om in die middel van die nag wakker te word en hom by jou te hê? Hoe was dit gewees om hom te ken? Hoe was dit gewees om die dieptes van God te ken? Hoe was dit gewees wanneer hy deur jou gevloei het en iemand voor jou aangeraak het? Hoe was dit? Staan jy daar, mond vol tande, nee, jy het gedink, nee, God het homself vir jou gegee. En hy sê, Johannes 3 vers 33, hy wat die Gees gee, gee dit sonder maat. Daar's geen perke aan dit nie. Die Gees van God wil in jou wees en deur jou vloei in die volheid van wie God is. Volheid. Maak jy foute? Baie van hulle. Kan jy na Jesus toe gaan? Ja. Jy kan na hom toe gaan, ja. Kom ons maak ons oë toe. Weet jy van julle wat honger is 8 uur, ek sal ook honger, maar ek wil nie 'n geleentheid verby laat gaan, te sien, Jesus jou aanraak, ek is net vanaand hier, môre om 7 uur gaan ek huis toe. Ek wens ek het 'n hele naweek saam met julle gehad. Ek wil jou vra, maar jou oë moet gesluit wees, net omdat ek wil seker maak, die ouens om jou wat dalk nog 'n bietjie sensitief is, ek wil net 'n geleentheid te gee om te respond. So om hulle te respekteer, vra ek jou om jou oë toe te maak. As jy hier binnekant sit en jy het in die laaste 6 maande selfmoordgedagtes gehad, steek net vir my hand op. Almal se oë toe, as jy oë oop is jy in sonde. As jy hier binnekant is, oë nog toe, nog 2 vrae. As jy hier binnekant is, en jy het nog nooit jou lewe vir Jesus gegee, ek praat nie van jy gaan kerk toe en jy katekisasie toe gegaan en toe spat hulle jou kop nat, toe jy babietjie is en gee vir jou 'n handskit by die deur uit in 'n boekie en toe sê hulle nou is jy reg vir die lewe nie. Nee, daai is nie jou lewe vir Jesus gegee nie. Dis nie Bybels nie. Dis ouens mense ja, maar Picard, ek is gedoop toe ek 'n babietjie was en sê ek chom, jy het net nat geraak toe jy babietjie was. Weet jy hoe weet ek dit? Want geen ou wat sy beskuit in die koffie doop, druk sy hand in die koffie en spat die beskuit nat nie. Dis hoe ek het weet. Want toe hulle vir my gesê het, ek moet gedoop raak, toe sê ek is gedoop, toe sê hulle vir my, dis nie die Bybel nie, toe sê ek, right, ek gaan julle wys, toe vat dit my 'n nag om uit te vind, dit is nie in die Bybel nie. En dat Jesus wat sonder sonde was, gedoop was, en dat ek vol sonde is, dat ek maar net hom wil volg. En sy voorbeeld is genoeg vir my, ek het nie 1000 ander skrif nodig, alhoewel ek ten minste vir jou 50 skrif kan uithaal, in die Nuwe Testament en die Ou Testament, dat doop belangrik is. Ja, maar Picard, wat van die ou in die kruis, hy is nooit gedoop nie. Ok, ek gaan jou gou-gou 'n nugget gee, want daar is 'n ander redenasie wat ouens vir my altyd gee, want hulle dodgy doopwater. En die doopwater sal jou lewe verander. Enige ou wat hier binne sit, wat al gedoop is, gaan vir jou sê, toe hulle uit die water kom, blou was nog nooit so blou nie, groen was nog nooit so groen nie, en die woord van God was nog nooit so lewendig gewees, tot die dag wat hulle uit daai water uitgekom het nie. Want die doop haal die wyl van jou oë af. Nou sê jy, ja, maar die ou in die kruis is nie gedoop nie. Hy is. Moet ek jou wys waar? Lees Romeine 6. Sê in die doop word jy saam met Jesus gekruisig.
en weer saam met hom opgewek. Daai ou het nie nodig gehad om in die doopwater te gaan nie, want hy was letterlik saam met Jesus gekruisig. So ek en jy kan of 'n kruis vat, of ons kan doopwater vat, wat een wil jy hê? So ek wil weet by jou, is jy weergebore in gees en water? Het die gees van God in jou ingekom en jou 'n nuwe hart gegee? Of doen jy net die kerkding en die kampding en daai ding? Wat help dit? Jy los die dop, maar jou hele hart wil eintlik maar net saam drink. Nou is daar net 'n behavioral change, maar niks het van binnekant het verander nie. Daar's baie ouens hier binne wat moordenaars is, maar het nog nooit iemand doodgemaak nie. Weet jy hoe weet ek dit? Die Bybel sê as jy iemand gehaat het, het jy reeds moord in jou hart gepleeg. Hier's baie ouens hier binnekant wat egbrekers is, maar nog nooit hulle vrou verneek het. Jy weet hoe weet ek dit? Die Bybel sê as jy net na 'n vrou kyk met begeerte, het jy reeds egbreek in jou hart gepleeg. God kyk na jou hart. Ek wil weet, is jy weergebore in gees en in water? As jy binnekant sit, almal se oë weer toe, net vir 'n oomblik. Jy binnekant sit en jy weet dat almal om jou weet. Die duiwel en Jesus weet, jy is nie weergebore nie. Jy het nog nooit jou lewe voluit vir Jesus gegee nie. Jy is net deur emotions van Christendom en godsdiens. Maar jy sê vanaand is die aand wat ek my lewe vir Jesus gee voluit. Ek wil 'n lewe leef wat totaal al oorgewy is aan die koning van alle konings. En jy sit hier binne. Steek dit vir my jou hand op. Dankie, ek sien julle. Ek sien julle, ek sien julle, ek sien julle. Alles verander vanaand. Ek sien jou, ek sien jou, ek sien jou. As jy hier binne kan sit en jy is al weergebore, maar jy het so afgedwaal dat jy nie seker is of God jou werklik vergewe nie. Yes, jy gaan kerk toe, jy worship, jy doen al die regte goeders, maar daar's 'n plek in jou hart wat jy net nie seker is, het God jou vergewe en kan hy jou herstel nie. Daai skrifgie, Lord, restore unto me the joy of your salvation, dat jy wens jy kan teruggaan in daai begin daarin toe jy net Jesus ontmoet het. Jy mis dit. En jy weet nie hoe om weer op te kom nie, want die condemnation rus so op jou, so swaar, en die shame wat jy dra vir alles wat jy al deurgegaan het, dat jy net nie terugkom daarin, jy gaan deur emotions, maar jy het net nie weet daai ding, jy is nie seker nie, maar vanaand sê jy wil graag seker maak, dat jy terug is waar jy was. Jy wil die guilt en die shame en die condemnation, alles wat jy gedra het tot en met nou toe, neerlê vanaand, weer jou kruis optel, en Jesus volg, want jy is werklik lief vir hom, en as jy, steek vir my hand op. Awesome, ek sien julle. Ek sien julle, ek sien julle. Nou, ek kan niks vir jou doen nie, vriend. Ek kan nie 'n prys vir jou lewe betaal nie. Want ek hiernatoe kom, ek vra die Here, wat wil hy moet hy doen? Toe sê hy, stel hulle aan jou vriend Jesus voor. Ek wil jou my vriend Jesus voorstel. As jy jou hand opgesteek het vir enigiets, wil ek net hê jy moet opstaan op jou voete. Uit jou stoel uit, staan net vir my op. Die ouens met die geel baadjies kan na iemand toe gaan, as daar, of naby staan, ek gaan julle nie vorentoe roep nie, maar as daar so iemand is wat naby 'n ou kan staan, wat staan, great, doen dit. Vriende, ons is hier verskillende persoonlikhede, verskillende agtergronde, verskillende alles in hierdie kamers, verskillende ouderdomme, staan in hierdie kamer vanaand. In Christus is daar so nie verskillende kulture en tradisies en agtergronde nie. Die hoogste, as jy nou cancel culture ken in Amerika, Jesus en die koninkryk van God is 'n ultimate voorbeeld van goeie cancel culture. Hy het sy eie koninkryk, met sy eie reëls, met sy eie regulasies, en hy operate dieselfde. Hy's geen aannemer van persoon nie. Hy kyk nie na jou en dink, maar jy's ouer as Picard, of na Picard en dink jy's jonger nie. Hy kyk nie na dit nie. Hy kyk nie na Jessie, maar jy het meer en daai ou het minder nie. Hy kyk nie na dit nie. Hy kyk na jou en weeg jouself op met die bloed van Jesus. Wanneer jy eendag in die hemel kom en hulle vra jou, miskien, ek weet nie of hulle gaan nie, maar kom ons sê hulle vra jou, skuldig of onskuldig, en jy pleit skuldig, dan gaan jy hel toe. As jy onskuldig pleit, dan sê die duiwel jy lieg. Maar as Jesus daar, dan sê ek pleit die bloed. Dan sê ek kom in.
Vanaand, my vriend, was die bloed van Jesus jou skoon. Vanaand gee hy jou 'n nuwe hart. 2 Korintiërs 5:17 sê al die ou dinge gaan weg, alles raak nuut vanaand. Vanaand gaan jy die vrede van God ervaar soos nog nooit tevore nie. Soos nog nooit nie. Net al waar jy sit net jou hand op jou hart. Jy net agter my aanbid. Sê Vader, ek het afgedwaal. Vanaand kies ek U. Ek gee my lewe vir U. Ek was dalk nie 'n goeie man nie. Miskien nie 'n goeie pa nie. Miskien nie 'n goeie vriend nie. Maar vanaand vra ek Heilige Gees, kom vul my. Was my. Maak my skoon. Maak my nuut en maak my los van alles wat my vasgemaak het. Ek los dit vanaand by U. En ek ontvang U genade en U liefde en U vrede. Het staan net daar waar jy is. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat die vrede wat verstand te bowe gaan, nou oor hierdie plek sal gaan. Johannes 21 sê Jesus, ontvang my gees, en toe blaas hy oor hulle. Ek gaan oor julle blaas. Ontvang die gees van God. Ontvang sy genade en sy vrede en sy vreugde. Dis joune. Vader, ek dank U, die gees van God in hierdie plek.